Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Ons kyk vandag terug na 'n week vol interessante gesprekke. Cornelia van Niekerk help ons om sin te maak van die aardtoestelsel en verkeersboetes, terwyl Pieter van Niekerk ons meer vertel het oor die belangrike rol van ondersteuningshonde. Arnold het met Lara van Niekerk na haar oorwinning by die Statebondspele gesels. En ons vind meer uit oor die avonture van Our Wild Journal. Ons sluit af met Liesel Pieters en haar nuwe enkelsnit Jou weer eerste soen. Verkeersboetes is een van daardie dinge waarvan niemand wil weet of hoor nie. Sedert 1 Julie het die aardtoestelsel egter na nog meer munisipaliteite uitgebrei en daar is heelwat verwarring oor wat dit nou eintlik vir gewone motoriste beteken. Die uitvoerende hoof van Fines for You, Cornelia van Niekerk, het die week kom gesels om te help om die feite van die fopnuus te skei. Baie dankie dat jy hier in die ateljee is om 'n bietjie meer vir ons te verduidelik, Cornelia. Baie dankie. Goed, nou kom ons begin by aard toe. Wat presies het op die 1 Julie verander? Die wetgewing het totaal en al verander. Voorheen was daar baie reëls van wanneer moet hulle die boete uitreik, hoe lank tyd het hulle om dan 'n courtesy-brief uit te reik, moet ek hierdie boete per geregistreerde pos kry, en al daardie goed waarvoor ek hof toe was in 4 hofsaake, het hulle absoluut gegaan en dit verander en gesê, dit is nou hoe die wet werk. So ongelukkig het ons geen meer verskoning om 'n boete nie te betaal nie. Goed, en daar is baie verwys na die demeriete puntestelsel. Is dit alreeds ten volle in werking? Dit behoort eers volgende jaar April en dit kan selfs langer wees voor daardie punte dan in werking tree. Maar dit gee ons 'n geleentheid om dan veral vir maatskappye en individue reg te kry en voor te berei van wanneer dit dan inskop. Is daar baie goed wat mense nie weet van hoe gaan dit werk nie. Soos byvoorbeeld 'n maatskappy kan nie nou meer net 'n boete gaan betaal vir die werkers, want hulle gaan nie strafpunte ontvang. En daardie boete gaan 3 keer die bedrag word as 'n maatskappy hom net betaal. Hy moet oorgeplaas word op die bestuurder se naam. Ons as ma en pa en familielede het baie keer mense wat karre koop, maar op ons naam. En dan betaal 'n kind sy boek, hy kry 'n boete en hy betaal hom net. Dit kan nie meer gebeur nie. Jy as ma of pa moet daardie boete oorplaas na die kind se naam toe. Anders te gaan ek as ouer daai punte verloor. Familielede, maar veral besighede. Weet, ons kry net 15 punte en jy moet daai 15 punte baie mooi oppas of jy kan opwerk tot 15 punte. As jy byvoorbeeld ry en jy ry meer as 30 km oor die spoed in 'n 60 sone, verloor jy 6 punte met 1 boete. En ons rybewys gaan vir ons soos ons idee wees, want as jy nie 'n wettige rybewys het nie, kan jy nêrens meer iets doen nie. Baie mense, of kom ons sê sommige mense, dink gewoonlik, ag, weet jy wat, ek sal daai boete later betaal. Maar wat kan gebeur wanneer 'n mens so kennisgewing ignoreer? Hulle gaan binne 32 dae gaan hulle daai boete volprys maak. Na 64 dae word hy 'n courtesy-brief, so hy kry R100 by die bedrag en die bedrag is 'n volprys. En na 94 dae blok hulle jou. So jy kan glad nie op een nates enige transaksie doen nie. Nie jou bestuurlisensie hernie nie jou karlisensie hernie nie. En dan sit jy, dan kan jy niks meer verder doen nie. En daar's nie meer dan daai grasie of daai ding wat, okay, kom na Fines for You toe en ons gaan kyk, het hulle die regte proses gevolg, ons kan dalk hierdie boete laat terugtrek nie. Want daar's nou baie boetes op die stelsel huidiglik, nog van aard toe wat uitstaande is. En ons sien nou baie mense hardloop nou om daai boetes te gaan betaal. Ja, dis reg, maar gaan kyk, het hulle ook hulle werk gedoen? Jy weet, ons by Fines for You is nie teen boetes nie, en ons is nie teen aard toe gewees nie. Ons was teen die verkeerde prosesse wat gebruik is. As daar reël is 'n reël nie net vir my as padgebruiker nie, maar ook vir die ou wat die reël geskryf het. Hy moet sy eie reëls nakom.
En ongelukkig het hulle nou daai reëls gevat en dit vir hulle makliker gemaak en vir my bietjie moeiliker. Maar ons moet gehoorsaam wees aan reëls. Dit is ongelukkig so. Dink jy ons wetstoepassers het die vermoë om hierdie stelsel suksesvol te bestuur? Daar is nog baie mense wat sê, hoorie, ons ken nou nog nie die wet heeltemal nie. En dis wat ons as Fines for You vir maatskappye opleiding wil gee, maar ons is ook betrokke baie keer by die verkeersdepartemente. As 'n ou byvoorbeeld gestop word in 'n padblokkade en mense bel my, dan sal ek vir hierdie ou sê, luister, ek verwys jou gou na hierdie en hierdie wet. Dit wat jy doen is verkeerd. Gaan lees gou 'n bietjie op daaroor. En so help jy hulle reg. Hulle wil nie altyd luister nie, maar ons het gelukkig ons is 20 jaar in besigheid. So ons ken en ons leer ook maar self. Hierdie wetgewing wat uit is, hierdie kaset is 'n 500 bladsye. Ja. In Afrikaans en dan 500 bladsye in Engels. So jy moet maar deur om werk. En ek dink daar gaan groeipyne wees. Maar daar gaan nie meer wegkom kans wees nie. Ons moet weet, daar is nie omdraai kans nie. Ja, wees bewus. Hoe belangrik is dit om seker te maak dat jou persoonlike besonderhede, soos byvoorbeeld jou woonadres, gereeld bygewerk word en op datum is? Onthou, hulle mag dit nou vir jou na jou per pos stuur, wanneer die poskantoor werk. Hulle mag dit vir jou na jou Facebook-rekening toe stuur, hulle mag dit vir jou WhatsApp, hulle mag dit vir jou SMS. Maar daarbey lê ook 'n groot gevaar. Daar is tans baie mense wat FOP boetes uitstuur. En die Arto website is 'n hoe kan ek sê, dis 'n nou weet ek nie die regte woord nie, maar dit is www.arto.gov. Dis 'n government website. So jy moet bewus wees van daai GOV. Daai GOV, want daar is 'n ander website wat co.za is. En dis totaal en al nie die Arto website nie. En dis regtig 'n probleem. Mense stuur vir jou 'n SMS en sê, jy moet vandag betaal. Indien jy nie vandag betaal nie, gaan ons jou môre arresteer. Goed, ons het, ek dink, so 'n bietjie minder as 'n minuut oor, so ek wil vinnig by jou hoor. As iemand miskien nou ingeskakel is en hulle het 'n boete wat uitstaande is, waar begin hulle? Hulle kan gaan kyk op die regte website, wat 'n boete is uitstaande. Natuurlik die maklikste is om ons te kontak, maar indien hulle dit nie wil doen nie, kan hulle daar gaan kyk. Besighede moet baie beslis weet wat is uitstaande op hulle BRN, dit is hulle besigheidsidentifikasienommer, wat is daar uitstaande, wat is op hulle praksiese ID uitstaande, en begin werk met daai uitstaande boetes, want dit gaan jou inhaal, dit gaan jou blok om jou enige lisensie uit te neem. En ons is behulpsaam daarmee, ons doen elektroniese nominasies van drywers, so daar is baie ander maatskappye ook beskikbaar. Ja. Kom net by iemand uit om jou te help. Maar Fines for You klink vir my maak dit maklik. Bly net waar jy is, ons is nou weer terug. Ondersteuningshond is soveel meer as net 'n loyale metgesel. Vir baie mense is dit die sleutel tot onafhanklikheid. Tydens internasionale hulphondweek vestig die wêreldwye Better Together veldtog die kollig op die belangrike rol van behoorlike opgeleide ondersteuningshonde en waarom hoë opleidings- en welsynstandaarde noodsaaklik is. Om ons meer te vertel, het een van Goeiemôre Good Morning se ou vriende, die hoof van openbare betrekkinge by die SA Gidsondvereniging, Pieter van die Kerk, saamgekuier. Môre Pieter, en dankie vir die geleentheid, môre aan al die kykers. Nou wanneer mense aan gidshonde dink hulle dikwels net aan honde wat blinde mense help. Watter ander rolle vervul hulphonde vandag alles? Ondersteuningshonde het oor die jare weier gegaan as gidshonde. Daar is deesdae word daar honde opgelei om persone in 'n rolstoel by te staan. Ons doen dit 'n dienshond. Ons organisasie doen gidshonde, dienshonde en ook
outisme ondersteuningshonde vir kinders van ouderdom groep van omtrent so 4 jaar tot so 11, 12 jaar oud. Dit is die 3 wat ons doen, maar daar is ander velde ook. Daar is jy weet honde wat epilepsie basies optel en dan waarskuwings gee, die persoon gemaklik maak, medical alert, gehoorhonde ensovoorts ensovoorts. Dit is ongelooflik om te dink dat daar so baie rolle is wat hulle kan vervul, né? Pieter, vanjaar se tema is ook #BetterTogether. Wat is die boodskap agter hierdie veldtog? Die boodskap agter hierdie, Pieter, is jy weet, ongelukkig daar is baie ondersteuningshonde en dit is baie belangrik dat die publiek bewus is en veral die korporatiewe en openbare sektor. Jy weet, mense wat kettingwinkels het en wat winkels het en publieke plekke het wat deur die honde besoek word, dat hulle weet wat is hulle regte, waarmee deel hulle, want ongelukkig het ons 'n aantal stout mense daar buite wat nie opgeleide honde of honde wat nie volgens 'n goeie standaard opgelei is, hulle sit hom in 'n jassie wat sê service dog of support dog en dan vat hulle die hond saam met hulle. Die honde is nie gekondisioneer om noodwendig in die publiek reg op te tree nie en dit veroorsaak vir ons organisasies wat wel geakkrediteerde opleiding het, baie probleme, want jy weet, mense sê dan, nou dalk so laat, ek wil nie 'n hond in my perseel hê nie, want dit is die maklike uitweg, maar dit is teen die konstitusie. Iemand wat 'n behoorlik geakkrediteerde gidsdienshond of jy weet, ondersteuningshond het, hulle word gedek deur die grondwet van Suid-Afrika. So hulle het 'n reg, so as daardie kriteria gevolg word en identifikasie gevolg word, kan hulle eintlik nie geweier word om 'n plek te besoek of 'n rustige ete te gaan geniet. Pieter, dit klink ook vir my dit neem baie tyd en opleiding as 'n ou dit nou reg doen om 'n hulphond gereed te kry. Hoe lyk daardie proses nou tipies van 'n speelse klein hondjie tot jou werkende hulphond? Pieter, ek gee vir die proses soos die Gidsondvereniging en ek wil net duidelik sê, ons is nie die enigste rolspeler nie. Ons is wel die organisasie wat die langste in Suid-Afrika is. Ons is al 73 jaar in Suid-Afrika. Ons is ook deesdae geakkrediteer by Assistance Dog International, ADI, in die International Guide Dog Federation. Dis waar ons autoriteit vandaan kry, want Suid-Afrika het nie regtig riglyne nog daarvoor nie, maar tipies, jy weet, volgens daardie 2 organisasies se kriteria en riglyne, ons deel ons eie hondjies, ons deel vir temperament en sekere fisiese kwaliteite, gebruik oorwegend labradors en ook goue retrievers, en dan of 'n kruis tussen die 2 hondjies word gebore. Ons is almal deel van 'n internasionale protokol, so jy weet, 'n mens kan byvoorbeeld semen met ander skole internasionale uitruil. Hondjies word by ons by geselekteerde mammas kunsmatig geïnsemineer. Hulle word gebore hier op ons perseel in ons eie kraamafdeling. Hulle bly daar vir ongeveer tot 8 weke oud, maar in haar eerste van omtrent 2 weke oud, dan word hulle al op 'n programmetjie gesit, gestimuleer, gehanteer ensovoorts om hulle gewoon te maak aan hulle toekomstige beroep. Op 8 weke gaan bly hulle by 'n familie. Dit is waar die pleegouers inkom. Ons het altyd 'n groot behoefte aan pleegouers, maar indien enige kykers lus het om dit te doen, dit word ongelukkig net in Gauteng en in die Kaapstad, direkte Kaapstad omgewing gedoen, omdat dit 'n program is wat baie deeglike toesighouding nodig het. So van 8 weke af gaan bly hulle by families vir sosialisering, om hulle gewoon te maak aan die groter lewe daar buite. So van 16 tot 18 maande kom hulle terug, nadat hulle nou al daai nodige passies kan doen, en dan gaan hulle op of die program vir gidsond, dienshond of outisme ondersteuning, want deur hulle pleegouer periode het ons al baie deeglik of begin sien in watter veld toon hulle jy weet
belangstelling Potensiaal en wat waar dit hulle die sal beste rol sal sterk kan vervul. Ja. Ja. Pieter, baie mense En dan weet nie hoe om regtig 16, reg op 18 te maande Ekskuus, geen probleem, maak jou gedagte gerus klaar. 16, 18 maande gaan hulle in formele opleiding en dan die laaste tyd, jy weet die tydjie daarvan is so omtrent die laaste maand gaan hulle in opleiding saam met 'n instrukteur en dan hulle nuwe eienaar, die persoon vir wie hulle gaan werk, vir wie hulle min of meer 8 jaar lank van diens gaan wees. 'n Redelike proses om te kom tot waar hulle dan nou lekker mooi regop kan staan en hulle ding reg en korrek kan doen. Net so vinnig ook, baie mense weet nie altyd hoe om reg op te tree wanneer hulle 'n gidshond of 'n hulphond in die openbaar sien nie. Wat sê jy reken is die goue reël wat almal behoort te ken? Goue reël is moenie die hond se aandag aftrek, vermy oogkontak. Moenie veral kinders, jy weet, en dit is 'n natuurlike reaksies, jy weet, hulle wil graag aan die hondjie gaan vat en wil en hulle bewonder die hond met redelike hoë intensiteit stemmetjies. Die regte optrede is gaan na die persoon toe. As dit 'n gidshond is, want onthou ons kan nie oogkontak maak nie. Gaan na die persoon toe, sit jou arm of jou hand op sy regterarm, sê môre, my naam is Pieter. Kan ek asseblief vir jou hond hallo sê? Dit mag dalk wees dat die hond die dag redelik aandag afleibaar is of dat die persoon reeds uit tyd uit hardloop om by 'n afspraak uit te kom. En as die antwoord sê nie vandag nie, miskien volgende keer, moet dit asseblief nie as 'n negatief beskou en sê maar blinde mense is altyd nors en ongeskik nie. Daar is redes daarvoor, maar dis die eerste en belangrike stap is moenie die hond se aandag aftrek nie en gaan vra toestemming om interaksie te kan hê. Daar is nog soveel vrae oor hoe mense beter hulle self kan inrig as jy nou kyk na besighede en restaurante en so aan. Maar ek dink vir nou, omdat die tyd ons inhaal, as mense 'n bietjie meer wil uitvind om betrokke te raak en so aan, jy weet, waar gaan hulle julle kan kontak en hoe kan hulle julle in die hande kry of dalk ook hulp aanbied? Hulle kan ons kontak, ons webtuiste is www.guidedog.org.za. Hulle kan vir ons ook 'n e-pos stuur na info@guidedog.org.za en ek nooi veral firmas en mense in die gasvryheidsbedryf en jy weet winkelsentrum eienaars om met ons in kontak te kom, want ons bied opleidingsprogramme aan dat ons julle personeel absoluut 5-ster personeellede kan maak. Pieter, baie dankie vir die lekker geselsie, sterkte ook daar aan julle kant en ek is seker ons gaan binnekort weer gesels. Lekker dag verder vir jou ook. Bly waar jy is. Ons kyk net hierna terug na die swemmer Lara van Niekerk se gesprek met Arnold. Na beserings, siekte en die groot teleurstelling om die 2024 Olimpiese spele mis te loop, het Lara van Niekerk teruggeveg en nou is sy weer bo op die podium. Sy het haar 50 meter borsslagtitel by die Statebondspele in Glasgow verdedig. Arnold het die week met haar oor daardie ongelooflike oorwinning en haar pad na Los Angeles in 2028 gesels. Lara, eerstens, ek dink ek moet namens Suid-Afrika vir jou en al die ander swemmers sê, baie dankie en welgedaan. Baie dankie. Kom ons begin met die afgelope 4 jaar en na jou 2 titels. Een ding na die ander. Dis net te veel om eers op te noem. Siekte, dan dit, dan dat en probleme met kwalifiseringstye. Hoe het jy dit alles oorkom? Ek dink ek het 'n baie goeie support system om my gehad, my ouers, my sussie, almal. Ek dink sonder hulle sou ek nie dit deurgemaak het nie, maar ek het net geweet die Here het vir ons almal 'n plan en as dit nou maar my plan is om sterker te word of deur dit te werk, dan sal dit op die ou ende my 'n beter mens maak. So ek het net aangehou en weet net
dit gaan beter wees vorentoe. Voel jy sterker? Ja, definitief. Is dit nie ongelooflik dat mens deur so iets moet gaan om sterker aan die ander kant uit te kom nie? Dit is, ek meen, dis nie altyd, mens verstaan nie altyd hoekom alles gebeur met 'n mens nie, maar ek dink dit berei jou voor vir wat jy dalk eendag in die toekoms gaan teekom. So dit is net 'n voorreg om weer op die sportvlak te kan deelneem waar ek is. In die intro het ek genoem dat jy toe nou nie beskore was om Olimpiese spele toe te gaan nie. Word jy net vir ons bietjie uit oor daai deel wat gebeur het? Ja, dit was bietjie moeilik. Ek meen, jy werk nie net 'n jaar voor die tyd vir dit nie. Dit is 4 jaar of if not meer nie. Soos ek dink, ek het van so 8 jaar of 10 jaar oud af besluit, dit is wat ek wil doen en ek wil Olimpiese spele toe gaan en so dit is al daai jare wat jy hard werk en so om nie te kan gaan nie was nie maklik nie. Maar op die ou einde het ek net myself weer opgetel en net weer begin oefen vir die volgende een. Dis ongelooflik. Daar was 'n administrasiefout geweest. Is dit wat gebeur het? Ja. Met jou kwalifieringstye. Dit is wat ons gesê was. Ek is nie heeltemal seker presies waar die storie is nie. Almal het verskillende stories, maar op die ou einde, dat help nie mens bly kwaad daaroor nie, so mens moet maar aanbeweeg. Kom ons gesels oor Glasgow. Eerstens die atmosfeer daar. Praat met my daaroor. Dit was wonderlik. Ek meen die Skotte is insane. Die crowd was amazing geweest. Dit was omtrent elke aand was die stadion vol geweest. En dit was net 'n baie goeie atmosfeer, goeie energie onder ons spanmaats geweest. Ons span het so goed gedoen. So ek was so dankbaar en so bevoorreg om deel te wees van daai span. Pieter Koetse natuurlik van vooraf gelei en ek dink hy het die lont aangesteek, nie waar nie? Hy het ongelooflik goed gedoen en ek meen goud na goud. Ek meen dit is inspirasie vir ons almal en ek dink ons almal kyk op daarna. En toe die ou kerel, Chad le Clos. Ja, nee, Kan jy glo? Dis wonderlik. Ek's baie bly vir hom dat hy nou sy laaste 2 medaljes gekry het om die mees suksesvolle Commonwealth atleet te wees. So ek dink dit was vir hom 'n baie groot ding. Die aflosse wat so goed gedoen het. Ek meen dis waar hy sy medalje gekry het. So ek dink hy is ongelooflik bly oor dit en dat ons aflosse weer begin optel. Dit was goed. Ek het gesien by 'n nuuskonferensie het hy na die tyd gesê toe iemand sê is dit toe sê hy nee, hy dink hy kan nog een inpas. Ja, ons almal dink altyd wanneer gaan Chad opbou. Ek dink hy verbaas ons almal, maar ek meen hy is nog steeds competitive en ek dink is wonderlik wat hy doen vir die sport. Rekordmedaljes vir ons in die swembad, maar ek moet egter met 'n negatiewe vraag kom. Hoekom is Australië soveel beter in die swembad as ons soveel meer mense hier het en soveel meer talent het as die Aussies? Ja, dit is moeilik. Ek dink dit kom groot neer op befondsing. Hulle het ongelooflik baie fondse en support in hulle swem. Ek dink hulle is een van die mees betaalde swemmers in die wêreld. Ek dink hulle kry omtrent meer geld as die Amerikaners. So dit is maar moeilik. Ek meen die fasiliteite wat hulle daar het is amazing en hulle kry baie geleenthede om oorsee deel te neem. So ek dink dit kom maar groot neer op dit. Ek dink Suid-Afrikaners is baie sterker as die Australiërs as jy kyk na die rugby. So ek dink is maar net dit kom neer op dit en is maar eintlik sleg om te dink ons het so baie talent in die land en ons mense kan dit nie verder kom partykeer nie. Jy het vroeër vir my genoem daar was 'n swemmertjie met wie jy gepraat het van 'n ander land wat verdien in 'n maand wat jy in 'n jaar kry. Ja. Ek meen dit maak net nie sin nie. Ja, nee, dit is baie moeilik. Ek is bevoorreg dat my ouers my finansiëel kan ondersteun, anders sou ek nie so ver gekom het wat ek is nie. En ek dink as jy nie daai finansiële ondersteuning van jou ouers of 'n familielid of iemand het nie, dan dis baie moeilik. Ek meen net om oorsee te gaan om jou eie toer te betaal om oorsee te gaan dis baie. Na die tyd het jy vir my 'n baie mooi ding gesê. Jy het gesê toe jy die 50 meter titel gewen het, die borsslag, toe sê jy met die 50 is die marge so klein. Iemand het vir jou gesê swem net en laat God die res doen. Ja. Ja. Dis 'n wonderlike filosofie. Ja, nee, Erin Gallagher het dit my voor die tyd gesê want ek is nogals gestres want ek meen daar was maar baie druk op my om my titel weer te wen of te verteenwoordig en sy het my voor die tyd gesê so sy was nou Engels geweest, maar sy het gesê just go swim and let God do the rest. En dit is so waar want op 'n 50 meter jy kan hoe lank prepare, jy kan alles doen, maar een klein foutjie kan jou kos. So ek het net gegaan met daai mindset van ek weet ek het alles gedoen. Ek het die voorbereiding gedoen, so ek moet net gaan swem en laat die Here die res doen. Jy het dit nou genoem die druk. Daar is ekstra druk as mense titel verdedig, nie waar nie? Dit is. Ek dink is net omdat jy nou die vorige keer die titel gewen het, so baie mense dink jy kan hom weer wen, maar dit is moeilik. Ek meen ons 4 jaar tussen
die kompetisies, ek meen tussen Olimpiese spele, tussen die Commonwealth Games, dit is moeilik om jou titel te verteenwoordig, want dit is 4 jaar wat mense nie eintlik sien nie. So dit was moeilik om daai titel te wen, maar ek's baie bly ek het. As jy op die blokke klim en jy wag vir die skoot om te gaan, is dit elke keer dieselfde gedagte of is daar ander? Wat doen jy in jou afrigter oor wat in jou kop aangaan? Dit hang maar af. So as daar iets is waarop ek moet fokus, wat ons weet my stroke dalk bietjie vinniger maak of Gee my 'n voorbeeld. soos met my nou hierdie keer was dit om seker te maak ek gebruik my kop met my lunge. Om seker te maak ek kry extra distance met elke stroke deur om mooi af te kom met die stroke. In plaas van om nie my kop te gebruik nie en of halfpad deur die stroke te gaan. So dis sulke klein technical goedjies, so ek het net heeltyd gefokus om dit te doen maar jy wil ook nie aan te veel goed dink nie, want dit is 30 sekondes, dan is die 50 verby. So as jy nou gaan staan en dink vir 5 sekondes en die 30 sekondes, dit gaan jou kos. So dit is maar belangrik om ietsie te kry waarop jy fokus. En was dit die gedagte reg deur verskoon my die hele 50 meter? Ja, dit was en aan die laaste soos 5 of 10 meter het ek regtig hard gefokus om my skop baie sterk te maak, want dan begin mense arms bietjie moeg raak en jou bene kan altyd langer hou as jou arms so. Ek is baie bly jy het hier op Goeiemôre Good Morning vir ons jou medaljes gebring. So dis die goud en die brons was vir die aflos. Aflos, ja. Ek het in die oggend geswem vir die aflos, om hulle te kwalifiseer vir die finaal. En dis nogals baie nice dat die oggendswemmers ook 'n medalje kry. Ek dink dis belangrik om te wys want hulle het ook 'n deel gedoen daarin en die span op die einde by die finaal uitgekry. Nou op pad Los Angeles toe as alles goed gaan. Ja, dit is die plan. Is dit die plan? Ja, die fokus het klaar begin shift na die Statebond spele, so ek is opgewonde vir dit. Wat gaan dit vat? Ons 50 meter swemmers moet al volgende jaar by World Champs gaan kwalifiseer. Dit werk bietjie anders omdat hulle nou die 50s onlangs ingesit het. So ek gaan al volgende jaar moet kwalifiseer vir die 50 meter en ja, so dit gaan maar dis baie preparation wat nou rond moet gaan, ja, voorbereiding. So dit is maar dit moet nou begin. Ek meen dit is nie net 'n jaar voor die tyd soos ek nou gesê het nie. Dit is 'n hele paar jaar wat jy opbou daarna toe. Bly waar jy is. Ons is nou weer terug. Hallo, ek is Corlia en jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Lekker julle, ek is Rian Benari en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Hallo, my naam is Maggie Troski. Jy kyk Goeiemôre Good Morning. Daar is min dinge so besonder soos 'n onverwagse ontmoeting met Suid-Afrika se natuur. Vir Courtney en Armin Swanepoel, die kreatiewe span agter Our Wild Journal, het daardie passie vir wildlewe en avontuur tot inhoud wat duisende mense aanlyn laat stilstaan gelei. Hulle het met ons kom gesels oor hulle avonture, hulle gunsteling ontmoetings in die bos en hoe hulle daardie ongelooflike oomblikke vasvang. Welkom julle twee hier by ons. Baie dankie. So ek moet net begin deur om te vra hoe en wanneer het Our Wild Journal begin? Ja, ek dink jy kan daai vir ons vat. So ons probeer maar so veel as moontlik creëer toe gaan. Maar in Desember toe sit ek en Armin by Letaba se restaurant en dit was al soos van kom ons kyk wat gebeur as ons net 'n bietjie post en jy weet net bietjie met mense deel wat ons doen. Ek dink baie mense dink ons bly in die wildtuin, ons doen nie. Ons is eintlik maar in die corporate world. Maar ja, en dis waar ons begin het. Ons het toe by Skukuza gebly, ons het ons logo en met ons naam opgekom en there you go. Our Wild Journal. En daar is dit gebore. Ja. Jy het nou gesê julle is eintlik in corporate en ek het gehoor julle albei het eintlik regte werke. Ja. Wanneer kry julle tyd vir al hierdie gaan safari? Jong, dit is maar dis 'n fyn balans wat ons het. Dis die meeste van die tyd 'n vinnige naweek in en uit. Ons probeer maar, jy weet, as Desember as ons bietjie meer tyd het, dan is dit langer trips. Maar ander dan dit is dit 'n vinnige naweek in en uit. Ons het juis gister net teruggekom gisteraand laat van 'n vinnige trip wat ons 2 dae in en uit was. So dit is maar 'n vinnige ding. Maar voel julle kan eintlik dan ontspan as dit net 'n vinnige 2 dae is? Luister, as jy eers in daai bos en ry en jy het nie sy nie, dan ontspan ek heeltemal en sy is op dieselfde bladsy. Dis die enigste plek ek dink waar 'n mens werklik kan asemhaal.
Ek dink jy weet die stilte van die bos bring daai stilte oor jou. So nee, ons is bitter lief vir Creerwiltuin. Nee, dit kan ons definitief sien deur al julle video's en al julle video's, baie van hulle gaan viral en met waarop bedoel ek soos 2 miljoen views of 3 miljoen views op 'n klomp van hulle. En so wat maak volgens julle 'n natuurvideo wat mense nie vanaf gaan kan wegkyk nie? Sure, dis 'n moeilike vraag. Ek dink mense het 'n verkeerde persepsie van die kreer of van 'n safari of wat ook al. 'n Mens spandeer eintlik vreeslik baie tyd en mense sien absoluut niks nie. So indien daai tyd kom waar jy weet daai hyena sien by jou kar deur of jy weet 'n leeu wat in die pad afstap, dan jy weet then you have it. Maar ek dink mense mis, jy weet die 6 ure wat ek en Armin in die kar sit by 'n boom en ons wag vir 'n luiperd wat op die einde van die dag nooit kom nie. So nee, dis Ja, kyk, ek dink luck speel ook 'n bietjie 'n groot rol in hierdie, maar tot dusver dink ek is ons so nou en dan lucky. Ja, so julle lok hulle nie met 'n bietjie Nee, okay. nee, glad nie. En ek het ook al gehoor dat in julle comments raak mense baie keer baie goed kwyt daarso. Ja, kyk, dis ook 'n interessante plek daai. Mense het hulle eie opinies, maar vir ons post, dit is die hele ding se naam is Our Wild Journal. Dit is eintlik ons en ons deel dit net met die mense en mense kan nou maar sê wat hulle wil, maar ons geniet dit en dit is waarvan ons hou. So was daar ooit 'n oomblik wat julle in 'n skierige olifant of 'n leeu of enige ander dier gehad het wat bietjie te naby gekom het? Ja, hulle paar keer. Paar encounters. Paar keer. Ek bedoel, ek dink ons heel eerste very close encounter was met 'n renoster gewees. Ja, wat baie amper ons, jy weet, splint in die mekaar gestamp het. Ons het hom net, jy weet, 2 weke al gehad. Olifante verseker. En dan die hyena wat letterlik amper ons kamera boontjiesak gegryp het uit die kar uit. So nee, daar is very close encounters. So maar ja, dis jy weet as die lak op jou kant is daai dag, dan sien jy baie cool goed. Ja, en hoe verduidelik jy vir jou karversekering 'n renoster het omgestap? Ek het direk na dit toe bel ek om ek sê vir hom wat doen ek as so iets gebeur? Ja, jy sal my nie glo nie. En kyk, baie mense op safari gaan altyd net om die groot 5 te sien. En dan voel hulle, okay, we've done it, ons het die groot 5, kom ons gaan aan. Maar wat se dier voel julle is dalk 'n bietjie minder appreciated, wat mense meer moet vooruitkyk? Daar is baie maklike antwoord. Dit is my hyena. Ja. Almal dink dis die skelm van die bos, dis die slegte ou, maar I mean as jy kyk na Lion King en daai goed, hy speel die skelm. Ek sou sê nee, dit is vir my een van die mooiste en om dit nou in Engels te sê underrated dier wat daar is. Ek is baie lief vir hulle. En jy kan so baie leer van hulle af ook. So ja. En hulle is groter as wat mens dink. Baie groter. Hulle is hierdie klein. Nee, dis nie 'n hondjie nie. Nee, hulle is huge. So vir mense wat nou vir die eerste keer op 'n safari gaan, nê. Wat is 3 van julle beste wenke? Heel eerste by die hek. Staan maar op, stel jou alarm. Jy gaan moeg wees as jy terugkom by die kamp, maar wees heel eerste by die hek. Daar is 'n interne kompetisie altyd tussen almal wat in die kreer bly, wie kan eerste daar wees. Jy sien die beste goed op die pad, so ja, dis definitief nommer 1. Ja, ek dink as jy vir die eerste keer wildtuin toe gaan, vat jou tyd. Dit help nie jy probeer jaag na elke sighting toe wat daar is nie, want diere beweeg. Jy kan nie een oomblik hierdie pad ry as jy om huis toe ry, dan is hy vol diere. So moenie jaag deur die plek nie. Vat jou tyd en geniet dit net. Dit is ook jy hoef nie net diere te sien om dit te geniet nie. Daar's baie ander dinge wat dit ook lekker maak. Dis nice. Is daar iets wat op julle wild bucket list nog is wat julle baie graag wil sien? Daar's vreeslik baie vir al diere gewys. Ons, jy weet, ons het nog glad nie alles gesien wat ons wou sien nie. So ons gaan in Desember doen ons 'n noord tot suid toer in die kreer. So ons hoop om 'n bietjie, jy weet, ander diere te sien, soos jy weet dalk 'n caracal hier of 'n so ja, so ons ja. Dis wat ek sê, jy weet nooit wat die keer as jy gaan is dit anders. Ja. Jy kan dieselfde luiperd môre sien en dit gaan 'n heeltemal ander experience wees. En voel julle moet heeltyd daar met julle kameras regry, fone rondry net om 'n perfekte oomblik te kry? Ek dink mense verstaan nie wat aangaan en hoe gaaf dit is in daai kar as ons 'n dier sien nie. So Armin sit voor en ek sit agter, maar jy weet dis net stop, gaan, terug, stop, draai Armin, jy sê vinnig genoeg nie. So nee, dis absoluut 'n gaaf
in daai kar, maar ek dink daai adrenaline rush wat 'n mens kry as jy weet 'n dier op sy eie sien. Dis iets wat ek nie vir ander mense kan beskryf nie. En laastens, soos wat hoop julle vir julle Our Wild Journal page om te bereik? Nog hoogtes, mense te inspireer? Kyk, is altyd lekker, maar ek dink vir ons bietjie wildlife education. Daar's baie min mense wat eintlik weet wat daar buite aangaan. En dis eintlik maar net ons journal, dis vir ons memories en dis baie cool dat mense saam ons kom en dit saam ons geniet. Maar ek dink vir nou hou ons dit is ons bladsy en ons geniet dit. Ek dink ons, jy weet, probeer vir mense wys wat ook in, jy weet, corporate is, dat jy het tyd om plekke te gaan sien in Suid-Afrika wat reg op jou, jy weet, op jou voorstoep is. So, jy weet, maak die tyd, pak die kar, ry en gaan sien wat, jy weet, Suid-Afrika vir jou bied. So, exactly. Ja, Suid-Afrikaners moet meer hulle eie land bietjie ook travel voor hulle probeer oor see gaan. Wel, ons het soveel om te bied. Ja, exactly. So, pak jou kar en gaan explore jou eie land. Julle twee, baie dankie vir julle tyd vanoggend. Ons kyk net hierna na ons gesprek met Liesel Pieters. So, bly ingeskakel. Hallo julle, ek is Lisa Nel en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Hi, ek is JD Mars en jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Hallo, ek is Corlia en jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Haar stem is al jare lank een van die mees herkenbare stemme in die Afrikaanse musiekbedryf. En nou is Liesel Pieters terug met 'n splinternuwe enkelsnit, Jou Weer Eerste Soen. Lisa het die week met haar gesels. Hoe gaan dit, Liesel? Baie goed aan julle. Lekker. Baie geluk met Baie jou dankie. weer eerste soen. Baie dankie. Ek's baie excited vir jou. Vertel my 'n bietjie waar die inspirasie vir hierdie liedjie vandaan gekom. O, ek sal nie sê inspirasie nie. Ek het maar net gedink aan kan as die mense 'n bietjie weer terugvat van 'n liefde vir my baie groot deel in my lewe. So en mense sal sê ek's verlief op liefde. Maar dis net vir my lekker om mense 'n bietjie terug te vat om daai verliefdheid gevoel weer terug te bring. En wanneer was jou eerste crush of kan jy nog jou en jou man se eerste soen onthou? Net bietjie daai heim weer terug te bring en ek dink dit waar die idee vandaan gekom het om die liedjie te skryf om bietjie mense net weer terug te vat van hoe dit gevoel het toe jy daai eerste soen gekry het. Ja, ek persoonlik is mal oor 'n love song en om weer daai vlammetjie te ignite, ja, dit so nee, nice. verseker. En ons het nou so 'n bietjie van die musiekvideo gekyk en ons ook 'n bekende Inderdaad. Rowan Josh. Wie het nou nie 'n crush op hom nie? Ek meen. En daai blou oë en ek meen die eerste lyn beskryf die blou oë. En dis die eerste persoon aan wie ek gedink het toe ek gedink het aan 'n video vir hierdie liedjie, dit dog ek. Kom ons bel vir Rowan. En het ek 'n voeltjie oorvlei dat Franja ook 'n bietjie deel is van hierdie liedjie. Verseker. Sy was die producer gewees in die studio. So ag, daai familie is net hulle is liefde. Hulle bestaan uit liefde uit. So dit is net wonderlik om saam met hulle te werk en ja, sy's verskriklik talentvol wanneer dit kom by so iets. Om saam met haar in die studio te sit en saam met haar te werk. Ek dink net aan iets dan het sy klaar dit gedoen. So dis amazing, ja. Wow, dit is baie cool. Hoe sê jy sê verskil hierdie enkelsnit van jou vorige musiek? Ek hoop nie te veel nie. Mense wil tog maar bietjie in 'n baan bly met genre gewys en so aan. Maar ek dink hier is meerderheid van die lirieke is uit my eie pen uit. So hier en daar het iemand my gehelp weet om mooier oor te dra want ek weet nie ek skryf en dan sê die mense maar hulle gaan dit nie verstaan nie en soms is dit bo die kop en also aan so. Maar ja, dit is ja, heeltemal uit my eie pen uit. So dit is wat dit bietjie anders maak. Ja, dit maak dit baie persoonlik. Ja. En jy praat nou van jou eerste soen weer, maar is daar dalk 'n ander lewensoomblik wat jy weer sal herleef? Ag, weet jy, ek dink daar's baie goed as mens terugdink aan obviously positiewe ervarings in jou lewe, sal jy dit definitief bungee jumping. Ek het so 'n paar jaar terug het ek gebungee jump en ja, ek dink ek sal dit weer wil doen. Jy wil dit sommer op 100 weer doen. Ja, hoekom nou nie? So ek dink dit sal lekker wees en ja, ek dink as mens iets uit die liedjie uitvat, al is dit soos wat jy sê 'n lewenservaring wat jy weer eers sou wou doen, dan is dit iets wat hulle uit die liedjie uit kan vat. Ja. Nou kyk, ons kan nie met jou gesels sonder om oor krone te praat nie. Jy is krone. Dankie. En ek het ook 'n voeltjie weer oorvlei dat van die musiekkeuses is dit voeltjies in jou kop? Hulle is vreeslik hier om my.
Maar dat die musiekkeuses gemaak word om te sien hoe hulle jou kan uitdaag. Is dit waar? Dit is waar. Ons het eintlik so grap gemaak op die Krone Cruise so 2 jaar terug. Toe sit ons gesels met die gehoor daar op die boot. En Kurt, lekker windgat wat hy toe nou vir die gaste gesê het of vir die audience gesê het, hulle probeer elke jaar my uitdaag met 'n liedjie wat dalk challenging is en ek nail dit nog elke keer en dit is eintlik so voorreg om dit te hoor uit so 'n legende se mond. Absoluut. En ek doen maar net my bes en gebruik die godgewende talent wat ek gekry het so. Is daar een liedjie wat jy dink as hulle hom nou gaan voorstel gaan ek bietjie worry? Nee, ek gaan nie iets sê nie want nou doen hulle dit. So I'm going to keep my mouth shut. En dan watse een het hulle al voorgestel wat jy gedoen het maar wat jy gedink het, o siel, hierdie gaan nou sukkel maar toe nail jy dit. Ek dink dit was 2 jaar terug se krone wat ek moes inval en iemand uithelp. Dit was Chandelier van Sia. Ja. Wat nogals challenging is. So dink. dit het bietjie benoud geraak. Verskriklik benoud, swetende palms en ja, so maar dit het toe op die einde mooi uitgewerk. Wel, ek is seker die enige daai een wat jy nou aangedink het in jou kop, as jy Chandelier kon doen, kan jy hom ook doen. Dankie. I'll take that. Kan ons enige ander nuwe liedjies verwag hierdie jaar? Ja, weet jy, ek wil nie te veel verklap nie, maar daar is nog 'n collab op pad. Ek gaan nie sê wie nie. Okay. Maar dit is uit dit is in die studio's besig met produksies en ek dink oor 2 weke begin ons rekord en so aan. So ek wil nie te veel verklap nie want daar is min daaroor vir hierdie jaar en dit vat lank om 'n liedjie uit te bring. So ek wil nie sê ja, dit gaan hierdie jaar gebeur nie. Maar ja, daar's definitief 'n collab op pad. En ek hoop maar om dat vir nog 'n single voor die einde van die jaar. En waar volgende kan mense jou raakloop vir 'n show? Ek is nou op pad op die panne toe in Botswana. Wow. So die van julle wat op die panne gaan bietjie kom kuier saam met ons. Ek sien julle Sondag daar. So ek sien uit na dit is my eerste keer en dit is baie mense praat altyd van hierdie wonderlike ervaring op die soutpanne daar in Botswana met hierdie wonderlike fees. So ek sien verskriklik uit na dit, ja. En die mense van Botswana is ook baie nice, het ek al gehoor. Dis lekker mense daar. Ja. Ek het toevallig so 'n paar jaar terug het ek soontoe gegaan vir 'n vakansie en die mense dra jou op jou hande daar. So dit is fabulous. Ag, dit is baie nice. Maar Elisa, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was baie lekker om met jou te kuier. Baie dankie. Nou en al in oggendpraatjies. Jy's 'n fees van 'n mens. Baie dankie. Dit is dan al vir die week. Ons sien julle maandagooggend weer, 6:00 op WIA.